Ja, baie welkom by die tweede Bybelstudie vir vanaand, waar ons spesifiek konsentreer op verhoudings. En ons gaan vanaand, het ek dit goed gedink as gevolg van 'n paar pastorale gevalle waarmee ek gewerk het, dan ook nou die laaste tyd, het ek het goed gedink dat ons vanaand bietjie stil staan ook by Kolossense hoofstuk 3, en ek wil vra dat soos gebruiklik ons eers saam sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons verhoudings met mekaar is dikwels een van die uitdagendste aspekte van ons ganse lewe. Dit is juis hier waar ons nodig het om U getrou te dien. Maar dan is dit ook so dat dit juist dikwels ook die plek is waar ons so ver tekort skiet en waar ons so baie probleme kan ontwikkel. En dit is omdat ons in sonde volhard en nie wil hoor dat ons verkeerd is nie, en nie wil afsien van die verkeerde pad waarop ons is nie. Ons bid dan ook vir die regte gesindheid, en ons bid dat U vir ons vanaand hoop sal gee, want soms voel mense dat daar vir hulle en hulle verhoudings net geen hoop meer is nie, hulle kan nie sien dat dinge kan regkom nie. Maar U wys vir ons ook in hierdie gedeelte dat in Christus is dit inderdaad moontlik dat dinge in ons lewe kan herstel, dat ons 'n nuwe begin kan maak. En daarom bid ons dan ook nou vir die verkondiging van hierdie waarheid, dat U ons daarin sal lei en dat U ons daarin sal sterk, dat ons daarvolgens kan lewe. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, daar is nog een of twee wat by ons aansluit. Ons gaan saam lees, kom ons gee julle gou kans, uit Kolossense hoofstuk 3. Ek dink ons kan weer die 2020 Afrikaanse vertaling gebruik. Kolossense hoofstuk 3. So ene wat moet inkom. Ek sal kyk as daar nog is wat moet inskakel. Nou skryf die apostel Paulus in Kolossense 3, as julle dan saam met Christus opgewek is, kyk hoe mooi sluit dit aan ook by die Bybelstudie wat ons nou net gedoen het, uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. En daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is doodmaak. En nou noem hy, wat is daardie goed? Onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes, en ook gierigheid wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge, kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontsla, woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit jou mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het, en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar,
Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar, laat die woorde van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Nou, julle het nou gehoor hoe dat Paulus eintlik hier praat oor beginsels ook vanuit die opstanding van Christus, wat ons sekere dinge moet afsterf en nalaat, en dis nie meer deel van ons lewe nie, en dan maak dit ons 'n nuwe mense. En dan kom hy, so julle nou sien, in die volgende gedeelte, gee hy vir ons voorskrifte vir verhoudings. Nou ek wil dit ook gou vir julle lees, en 'n deel van hoofstuk 4, ek het aanvanklik nie gedink om dit te lees nie, maar ek wys julle nou daarop, hoe dat dit eintlik uitvloei uit die eerste gedeelte van Kolossense hoofstuk 3. So nou kom hy, dan praat hy verder oor hierdie verhoudings, en hy sê, vroue, julle moet onderdanig wees aan julle mans, soos dit gepas is vir mense in die Here. Mans, julle moet julle vroue lief hê, en nie verbitterd teenoor hulle raak nie. Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Vaders, julle moenie julle kinders treiter, sodat hulle moedeloos word nie. Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam, nie met oediens asof julle mense wil behaag nie, maar met 'n opregte hart, uit ontzag vir die Here, wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here en nie vir mense nie, en die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie. Dan ook julle eienaars, julle moet aan julle slawe gee wat reg en billik is, en die wete dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. Nou ek dink julle kan sien hoe dat hierdie beginsels vir verskillende verhoudings, ons ken dit as die huistafels in Kolossense 3, dan voortvloei uit hierdie beginsels wat Paulus vir ons gee in hoofstuk 3. Nou, hy begin by die opstanding. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na die dinge wat daarbo is. So hy begin juist by die kernwaarheid wat ons nou net gesien het, uit Kolossense 1 Korintiërs hoofstuk 15, soos wat hy gesê het, kyk, hierdie is die groot waarheid wat julle moet vashou. God doen geweldige dinge om dit vir ons as mense moontlik te maak om in 'n verhouding te kan leef, om in 'n verhouding te kan staan. Julle moet besef dat ons kan nie verhoudings hê as God nie verhoudings vir ons moontlik maak nie. Ons verhouding sal altyd oud wees, en sondig wees, en moeilik wees, en daar sal nie vreugde in ons verhoudings wees, as God nie ons verhoudings moontlik gemaak het en niet maak nie. En daarom al maak ek foute in my verhouding, en in my verhoudings met mense, en ek bedoel nie net my verhouding met my vrou nie, maar ook in my verhouding met my medemens, met my kinders, dan kan ek altyd teruggaan, en ek kan vernuwing gaan soek, en ek kan vergifnis gaan soek, want in Christus en in Christus' opstanding is dit moontlik. Die skrifgedeelte wat ons gelees het, praat van 'n herstelde gemeenskap, 'n gemeenskap wat deur ware liefde gekenmerk word, 'n ware broer-suster verhouding,
van liefde tussen gelowiges. En dit kan hierdie wêreld verander. Dit kan hierdie wêreld vernuwe. Kyk, as jy luister byvoorbeeld na politici, dan gaan daar nooit vrede kan wees nie. Want daar is altyd iemand wat verdag gemaak word. Daar is altyd iemand wat opgestel word as die vyand, as die verdrukker, of die onderdrukker, of het nou die een is wat welvarend is, of die een is wat kennis het, maar as jy dit anders te benader, as jy vanuit 'n Christelike hoek hierna begin kyk, dan is dit inderdaad moontlik dat ons mekaar kan vind, en dat ons in 'n ander tipe verhouding met mekaar kan leef. Die sonde maak verhouding stikkend. Pleks van liefde het daar haat en vyandskap gekom. Die sondes wat Paulus in verse 5 tot 8 noem, is dinge soos hartstog, slegte begeertes, gierigheid, dit is die strewe na materiële besittings, toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal. Dit is die sonde wat nie net mense integriteit verwoes nie, maar ook verhoudings verwoes. Pleks om in liefde en harmonie saam te lewe, het mense, man en vrou in die huwelik, ouers en kinders in die huis, teenoor mekaar te staan gekom. Is daar vyandskap, want elkeen streef na die vervulling van sy eie selfsugtige belange. Christus het egter gekom om mense van alle kulture en rasse en volke weer by mekaar te bring, om ons te verenig. Daai vers 11 is so 'n belangrike vers, waar hy sê, waar daar nie Griek en Jood en besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. As Christus in ons almal is, dan vind ons mekaar, dan praat ons dieselfde taal, en ek het dit al gesien by kerklike vergaderings, dat ek mense van oor die hele wêreld ontmoet, en hulle lyk heeltemal anders as ek, en hulle praat ander tale, maar ons vind mekaar, daar's 'n koneksie wat ons met mekaar deel, en dan praat ons dieselfde taal. Geliefdes, wat so wonderlik van Christus se gemeenskapstigtende werk is dat hy nie net mense weer by mekaar bring nie, terwyl hulle bly soos hulle was nie, dan sou die verhoudings eintlik onmiddellik weer versuur gewees het. As mense bly soos hulle is, dan sal elke gemeenskap uiteindelik tog maar weer ontbind en opbreek. Die ontbindende krag van die sonde bly immers ons almal as mense beheers. Die wonderlike van Christus se werk is egter dat hy die harte en die lewens van mense verander, sodat 'n ware duursame eenheid tot stand gebring word. Ek bly 'n sondaar, maar ek strewe om my eie sonde in die eerste plek raak te sien, om dit af te sterwe, en om 'n beter man byvoorbeeld te wees vir my vrou, en 'n beter pa vir my kinders, en 'n beter predikant vir my gemeente, en 'n goeie buurman vir my bure. En daardeur word die ou mens met sy sondige werke en gewoontes, met sy haat en vooroordele afgelê, en ek trek 'n nuwe mens aan. Ek wil 'n nuwe mens wees, en dis 'n proses wat ek elke dag van my lewe deurgaan. Dit is wat wedergeboorte en bekering genoem word. Jy word 'n nuwe skeping, jy word 'n nuwe mens, jy bly nie dieselfde nie. As jy vir my vertel, jy is dieselfde as wat jy was 20 jaar gelede, dan gaan ek wonder of jy ooit wedergebore is. As jy wedergebore is, dan is jy voortdurend elke dag besig om te verander. Dis eintlik positief as mense jou ontmoet, na 'n lang tyd en vir jou sê, "Sjoe, jy het baie verander." Dit beteken hierdie werking van die Heilige Gees, hierdie voortdurende proses in jou, is aan die gang, en dit lewer 'n resultaat. Mense kan verander, en dit kan 'n blywende verandering wees, mits dit natuurlik wedergeboorte is. Ek sê dit altyd, die enigste verandering wat ek nog ooit in mense gesien het wat hou, is die wedergeboorte deur die Heilige Gees.
wat gebaseer is op die opstanding of die opwekking van ons Here Jesus Christus. Dit is die krag van God. Daai verandering in mense is blywend. Verhoudings beland in die moeilikheid as gevolg van sonde. In verhoudings, miskien is jou verhouding met jou huweliksmaat op hierdie stadium gespanne en gaan dink 'n bietjie daaroor. Hoekom is daardie verhouding onder druk? Daardie verhouding is onder druk omdat iemand in daardie verhouding weier om te verander. Mense wil nie verander nie, hulle wil dieselfde bly. Hulle wil nie verander nie want hulle dink hulle is reg. Hulle dink hulle manier is reg. Hulle hoef nie te verander nie. Maar as dit jou gesindheid is, dan beteken dit eintlik jy kan dalk in sonde volhard. En dit is nie 'n Christelike beginsel nie. Die Christense beginsel is die pad van berou en bekering, van 'n kritiese kyk na jouself. Is die fout nie miskien by my nie? Eerder as om te sê, ek dink dit is my huweliksmaat wat verkeerd is. Ek dink dit is hy of sy wat so maak of so praat en dit sê, miskien is die probleem eerder in my. Begin by jouself. Wat 'n verandering moet in jou kom, sodat daar 'n verandering kan kom in die persoon met wie jy die probleem het. Dit is nie die korrekte Christelike gesindheid as jy voortdurend die vinger na iemand anders te wys nie. Ons moet altyd daartoe bereid wees om na onsself krities te kyk, ook wat ons aandeel is as sondaars en slegte verhoudings, en dit is die Christelike gesindheid, en dit behoort nie moeilik te wees vir enige iemand wat die basiese evangeliese waarheid glo, dat Christus vir ons sondes betaal nie. Jy behoort eintlik relatief maklik te kan praat oor jou sonde en oor jou eie tekorte. En dan raak dit makliker om met jou in 'n verhouding te wees. Dit is onmoontlik om met mense in 'n verhouding te wees wat dink dat hulle is altyd reg en daar is geen skuld aan hulle kant nie. Ek wil vir jou sê, as jy so 'n mens ontmoet, 'n mens wat dink dat hulle is altyd reg en ander mense is altyd verkeerd, jy moet nie met so mense in 'n verhouding gaan nie. Dit weerspieël nie 'n Christelike gesindheid nie. Maar iemand wat bereid is om te sê, ek erken, ek het foute, en ek erken, ek het sonde, en ek kan vir jou sê, in Christus is dit vir my ja en amen. Christus is vir my die oplossing van my sonde. Dit is maklik om in 'n verhouding te wees met so 'n mens. En daarom praat ons teks hoofstuk ook uitvoerig oor hierdie bekering. Dit is die basis vir gesonde verhoudings tussen man en vrou, tussen ouers en kinders, en ook die werksverhouding. Ek beskou daai slaaf-baas-verhouding waarna Paulus verwys in Kolossense 3 as meer 'n werksverhouding. Dit word genoem as iets wat reeds plaasgevind het en wat nog moet plaasvind. Want kyk, wedergeboorte is vir die ware gelowige wortelbekering wat op 'n stadium dalk in jou lewe plaasgevind het. Maar daaglikse bekering is die pad van daagliks bewus wees van my sonde, berou hê oor my sonde, afsterwe van my sonde en die opstanding van my nuwe mens. Dis die begin van die derde deel van die Heidelbergse Katekismus, afsterwe van die ou mens en opstanding van die nuwe mens. Heiligmaking is die kragtige werking van God in my, God die Heilige Gees. Wanneer jy glo, dan mag van jou gesê word dat jy die ouwe mens met sy werke afgelê het en jou met die nuwe mens beklee het. Jy is deur die geloof een met Christus. Hierdie bekering is dan in Christus vir jou 'n werklikheid. Jy het saam met Christus gesterwe en toe het jy saam met Christus opgestaan as 'n nuwe mens. Jy is dood vir die sonde, maar jy is nou lewend vir God in Christus. En dit is jou nuwe identiteit. Jy behoort voortaan aan Christus. Dit word ook deur jou nuwe kleding gewys. En jou kleding beskou ek hier as jou dade en jou optrede en jou verhoudings met ander mense. Kan hulle sien dat jy nuwe klere aan het. Die klere wat vernuwe word deur God die Heilige Gees
omdat jy jou bad in die bloed van Christus. Aan die bruid van Christus word mooi wit klere gegee, 'n mooi trourok. Let op die sentrale plek wat Christus in die gedeelte inneem. Ek noem maar 'n paar verse, vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Vers 3. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Vers 4. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid openbaar word. Vers 11. In verband met die nuwe lewe. Christus is alles en in almal. In Christus is jy wat glo 'n nuwe mens. Christus is jou lewe. Christus is vir my en jou alles. Soms maak ons die fout om te dink dat ons in ons verhoudings, wanneer dinge 'n bietjie moeilik gaan in 'n verhouding, dan vind ek dat mense sal dikwels vir my sê, ek verstaan nie, hoekom kom hierdie ding tussen my en hierdie persoon nie reg nie, want ek konsentreer so op hierdie mens, ek is nou so ingestel op hierdie persoon, ek probeer so hard, maar natuurlik is dit is die verkeerde plek waar jy nou konsentreer. Jy moet in die eerste plek konsentreer op jou verhouding met God in Christus, of deur Christus. Die oomblik as jy dit doen, dan kom jou verhouding met mense reg. Maar jy moenie konsentreer op jou verhouding met mense nie. Begin met jou verhouding met God. Dan kom die verhouding met mense outomaties reg, wil ek as het ware sê. Natuurlijk moet jy ook aandag gee aan jou verhouding met mense, maar die fokus moenie op die mens wees nie. Begin daar waar jou verhoudings verkeerd gegaan het. Jou verhoudings het verkeerd gegaan omdat jy nie meer in die regte verhouding met God gestaan het nie. En as jy dit eers weer op koers het, dan uiteindelik sê jy vind dat jou verhoudings met mense, wie die mens ook al is, met wie jy die slegte verhouding het, dat daardie verhouding dan ook weer regkom. Vanuit hierdie verlossing wat ons reeds in Christus het, word ons opgeroep om die dinge daarbo te soek waar Christus is. In ander woorde, ons moet nie net gerig wees op die aardse dinge nie, maar op die geestelike, om jou lede wat op die aarde is dood te maak. Met ander woorde, om allerlei sondes af te lê, om jou met die nuwe mens te beklee. Hou op met sonde. Sonde vernietig jou verhouding met mense. Dit vernietig jou verhouding met God, dit vernietig jou verhouding met mense. Moenie verder in sonde volhard nie, trek die bruilofskleed, die nuwe kleed aan, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, soos Christus julle vergewe het. Dit word dan afgesluit met die woorde van ons teks, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. As jy sonde in jou lewe toelaat en jy maak daarmee vrede, dan gaan jy jou verhoudings met mense baie negatief beïnvloed. Jy maak jou eie moeilikheid wanneer jy met jou sonde volhou. Hou daarmee op. Dan kan alles wat jy begeer, alles wat jy graag wil hê, sê vir jou verhouding met jou huweliksmaat, kan dan moontlik word. Maar solank as wat jy in die sonde volhard, maar is jy die hindernis dat daardie verhouding kan regkom. Die opdrag kom hierop neer. Wys in jou daaglikse lewe en in jou omgang met mense jou nuwe identiteit in Christus. Wees wat jy in Christus is. In Christus is jy 'n nuwe mens, vertoon sy beeld. Want Christus is mos alles in ons almal. Vertoon sy beeld, leef soos Christus leef. Wat sou Christus doen? Doen dit.
Alle deugde wat genoem word om die nuwe mens te teken, beskryf juis hoe Christus is. En daarom ook vergewe mekaar, soos Christus julle vergewe het. Begin maar daar, ook in jou verhouding met jou huweliksmaat. Jy weet, ek kry baie keer te doen met mense, wat die verlede die hele tyd opdiep, wat die ou stinkende koeie uit die sloot gaan haal. En die oomblik as jy dit doen, jy sê dalk, ag ek het dit vergewe, maar, en dan noem jy weer al die ou goed, dan het jy nie vergewe nie. Vergewe beteken, dit is afgehandel, jy wil nie meer daaroor praat nie, jy wil nou vorentoe beweeg. Waarom word die liefde afsonderlik as laaste genoem? As 'n mens kyk na die ander deugde wat hier genoem word, dan sien jy dat al daardie deugde eintlik reeds deel van die liefde is. Die woord liefde is net die hoogtepunt daarvan. Liefde is nie 'n emosie nie, liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is al hierdie dinge. Dit is innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En dit is ook om mekaar te vergewe. Dit is die dinge wat die praktiese betekenis van liefde is. Liefde is dade, liefde is dinge wat ek doen. En dan het liefde betekenis. As ek net sê ek het jou lief, dan is dit woorde. Ons moet verby daardie punt kom dat dit net woorde is. Die ander persoon moet uit my dade, uit my optrede weet, uit my gehoorsaamheid weet, dat ek daardie persoon werklik lief het. Dan kan my verhouding groei. Woorde soos innerlike ontferming, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, is typiese woorde wat pas by die liefde, soos dit in 1 Korintiërs 13 hoofstuk wat ons ook onlangs gedoen het, en ander dele van die skrif beskryf word. So word in Galasiërs 5 vers 22 die liefde as die primêre aspek van die vrug van die Gees genoem. As jy wil weet of die Heilige Gees in jou woon en in jou werk, wel gaan kyk of jy hierdie liefde in jou het. Die liefde is die wortel waaruit die ander deel van die vrug groei. Die liefde staan bo alles. Dit is die belangrikste Christelike deug. Die hele wet word saamgevat deur die woord liefde. Met ander woorde, liefde is ook gehoorsaamheid. Liefde is ek stry teen sonde. Liefde is ek hou nie aan op dieselfde pad nie. Liefde is ek dink nie ek is alleen reg nie. Liefde is ek erken, ek het 'n fout gemaak. Liefde is ek vra om verskoning. Dit is alles aspekte van die liefde. Liefde word selfs die vervulling van die wet genoem. Al die ander deugde is so te sê 'n uitwerking van die liefde. Jy kan net daardie deugde vertoon as jy liefde ken. As die liefde ontbreek, dan sal die ander dinge in jou ook nie daar wees nie, dit sal ook ontbreek. Die liefde is werklik die reël waar volgens ons die nuwe lewe leef. Dit bepaal ons gedrag. Van die liefde word in ons teks gesê dat dit die band van die volmaaktheid is. En volmaaktheid is 'n ding wat 'n mens kan nastreef op hierdie aarde, maar dit is altyd ontwykend. Maar as jy die volmaaktheid wil bereik, as jy dit wil nastreef op hierdie aarde, en dit sal altyd ontwykend wees, dan begin dink oor die liefde en wat die liefde alles is en hoe jy dit moet uitleef. Dit bind mense saam. Dis lekker om by 'n liefdevolle mens te wees, 'n mens wat 'n ordelike, gehoorsame mens is. Dis lekker om by so 'n mens te wees. Niemand wil by 'n mens wees wat nie reëls het nie, wat onvoorspelbaar is, wat chaoties is, wat nie netjies is nie. Dit is alles aspekte wat die teendeel is van die liefde. Dit is deel van die chaosmagte. Dit lê aan die kant van die duiwel. Liefde is aan die kant van God. Dit is ordelik, dit is netjies, dit is fatsoenlik, dit is reëls, dit is gehoorsaamheid. Dit is die geestelike sement wat Christene saambind. Dit bind ons ook as 'n gemeente by mekaar.
dit is die volmaakte band. So gaan dink 'n bietjie hieroor. Mense dink dat liefde is 'n emosie of 'n gevoel. Hulle assosieer dit nie met gehoorsaamheid en met orde nie, maar dit is doen die regte ding op die regte tyd. Doen wat jy moet doen. Kom jou verantwoordelikhede na. Dis die wyse waarop jou huweliksmaat weet dat jy hom of haar liefhet. Gaan was die kar, gaan was die skottelgoed, ruim die huis op, maak jou bed op, bære jou skoene in die kas, hang jou handdoek op. Dit is alles maniere waarop jy liefde ook demonstreer, prakties. Kan ons mekaar ooit so lief hê soos wat Christus ons lief gehad het en nog steeds lief het? Hy het ons lief gehad met 'n volmaakte liefde? Nee, ons kan nie. En daarom word ek ook getroos deur die wete dat Christus in my plek hierdie liefdesgebod nagekom het. Omdat ek kyk na myself en ek sien dikwels by my hoe dat ek lui is, hoe dat ek ongehoorsaam is, hoe dat ek chaos en wanorde in my lewe veroorsaak, deurdat ek nie die regte dinge doen op die regte tyd nie. Ja, as Christen wat vernuwe word deur die Heilige Gees, probeer ek, maar ek kry dit nie altyd 100% reg nie. En dan sit ek met die probleem, maar hoe gaan ek vergifnis kry vir hierdie sonde van my? Want ek sien wat is die vernietiging daarvan in my lewe. En dan kan ek weet, maar Christus het dit 100% vir my volmaak gedoen. Maar juist daarom moet ek uit dankbaarheid teenoor hom hierdie gebod van liefde nakom. As jy die Heilige Gees aan Christus verbind, dan sal jy ook besef dat die werk van die liefde in my is die werk van die Heilige Gees. Die voorwaarde is wel dat ek moet waarlike gelowige wees, dat ek moet wedergebore wees. Sonder hom kan jy niks doen nie. Die gebod kan slegs onderhou word deur mense wat in wie die Heilige Gees woon en werk. Dis die mense wat werklik kan lief hê. Daarom glo ek ook dat jy moet seker maak, jy gaan in 'n lewensverhouding met iemand wat ook die Heilige Gees het, wat in hom of haar woon en werk, wat ook daarna strewe om aan God gehoorsaam te wees. Jy moet nie met iemand in 'n verhouding gaan waar daar chaos en wanorde is nie, al is daardie persoon wie, of al lyk daardie persoon hoe. Jy moet soek na iemand wat dieselfde doel naleef wat ek en jy naleef. Bewaar bo alles jou geloof en jou band met Christus. As jy wil hê jou huweliksmaat moet gelukkig wees, spandeer jy tyd met Christus, sodat jou huweliksmaat ook gelukkig kan wees, want as jy 'n band met Christus het, dan beteken dit, jy kan 'n goeie huweliksmaat wees, of 'n goeie maat wees vir in die verhouding waarin jy staan. Laat Christus werklik sentraal in jou lewe staan as jy dus suksesvol behaal in jou verhoudings. Laat hom jou lewe en alles in jou lewe beheers. Soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is. Want waar Christus is daar orde. Daar is reëls. Daar is gehoorsaamheid. En dan kom dit ook in jou lewe. En is dit ook in jou lewe. Iemand wat chaoties is, onnetjies is, alles val uit mekaar uit, wat niks wil weet van die beginsels van gehoorsaamheid en orde nie. Ek is jammer, ek weet nie hoe kan jy sê dat Christus is in jou lewe nie. Dan moet daar dinge in jou lewe verander, want daar waar Christus daarbo is daar, dis netjies, dis ordelik, dis fatsoenlik, en dit behoort in jou lewe sigbaar te wees, as jy jou beklee met Christus, as jy daarna strewe om soos hy te wees. Laat daarom die woord van Christus ryklik in jou woon, onderwerp jou aan jou hemelse koning en bevorder sy hemelse koninkryk, laat alles uit en tot Christus wees. Dit beteken nie dat jy jou aan die wêreld moet onttrek, maar dat jy juis hierdie wêreld vir Christus moet heilig. Ek sê nie gaan bly in 'n klooster nie,
en sit heel dag en bid nie. Ek sê juist, gaan uit in hierdie wêreld, gaan in 'n verhouding, daarmee is niks verkeerd nie, maar maak seker dat dit met die regte persoon is, kyk na daardie mense lewe, bring iets hemels hier in jou daaglikse lewe. As ek 'n band met Christus het, dan bring ek dit wat Christus is en waar hy is, bring ek in my lewe en is dit in my lewe, en is ek 'n seën vir die mense wat in 'n verhouding met my is. Christus wil hier op aarde erken en gedien word, hy wil sigbaar word, en hy word sigbaar wanneer ek dit wie hy is, en waar hy is, hier op aarde gestalte gee, sodat alles uit hom en tot hom sou wees. Dan gaan jy anders, of jy nou werk toe gaan, skool toe gaan, dan gaan jy anders praat, jy gaan anders doen, jy gaan anders leef, en mense kan dit sien, en hulle kan bewus word daarvan, al gebeur watter dinge in jou lewe, al is daar watter terugsla, dit kry jou nie onder nie, want jy lewe net dood eenvoudig op 'n ander vlak, want jy lewe in Christus, en Christus is in die hemel, jy het 'n ander perspektief. As jy die vergewende liefde van God in Christus ken, dan sal jy ander wat jou leed aangedoen het, ook wil vergewe, jy sal wil aanbeweeg, as die groot offer van Christus vir jou 'n aangrypende werklikheid is, dan sal jy dit nie moeilik vind om vir mekaar ook opofferings te maak nie. As jy weet dat Christus homself oorgegee het om ons te heilig en sonder gebrek voor God te plaas, dan sal jy ook alles in jou vermoë wil doen om mekaar mooi en gelukkig te maak. Met die fokus op Christus kom daar 'n nuwe glans aan die lewe en 'n nuwe krag, 'n vernuwende krag in ons lewe. Ware selfverlonende liefde gaan jou lewe en omgang kenmerk. Jy wys dan wie jy in Christus is. Jy's 'n nuwe mens, vol innerlike ontferming, meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, geduldig, verdraagsaam. Mense herken dan Christus in jou optrede. Die belangrikste is dat wanneer ons in Christus is, dan kan die Heilige Gees ook in ons werk. As ek nie in Christus is nie, dan kan die Heilige Gees nie in my woon en werk nie. Christus moet my reinig van my sonde, dan is ek 'n woon en werkplek van die Heilige Gees. En dan begin die proses van heiligmaking en die verheerliking van God in my lewe. En dan is dit lekker om in 'n verhouding met my te wees. En dan sal jy ook vind dat mense wil by jou wees. As mense nie by jou wil wees nie, dan moet jy vir jouself afvra, is ek werklik in Christus? Is die Heilige Gees besig om in my te woon en te werk? Want ek sien mense wil nie in 'n verhouding met my wees nie. Wat moet verander? Kom in Christus, word 'n woon en 'n werkplek van die Heilige Gees. Laat so die ongelooflike liefde van Christus jou liefde vir mekaar bly aanvuur. Leef uit en tot Christus, laat dit ook die vrug van alles in jou lewe wees, hoe jy nagmaal vier. Dis eintlik maar die boodskap van nagmaal ook. Onthou u, ons afgelope nagmaal het ek gesê, die boodskap van nagmaal is, dit is God wat as het ware na jou toe kom, daar aan die tafel en wat vir jou sê, ek het jou lief, my liefde moet jou verander, en hoe verander my liefde jou? Dit behoort sigbaar te word, ook in die verhoudings wat jy met mense het. Hulle behoort dan ook hier die liefde te ervaar as die liefde van God in en deur jou wat ook na hulle toe kom. Ja, so hierdie is in kort wat die beginsel wat Paulus vir ons gee voordat hy kom by die huistafels in Kolossense hoofstuk 3. Jy kan sien dat Paulus se hele benadering is 'n benadering in Christus en dat Christus die werk van die Heilige Gees in ons moontlik maak. Ek dink wat wonderlik is vir my van hierdie gedeelte is dat dit laat my net weer eens besef dat God doen geweldige groot en belangrike dinge vir ons verhoudings. En dit maak nie saak hoe sleg 'n verhouding geraak het,
of hoe onmoontlik dit lyk dat 'n verhouding kan herstel nie. As iemand werklik in Christus kom, dan word daar 'n totaal ander mens, 'n nuwe mens, en dan is daar hoop vir enige verhouding wat moontlik sleg geraak het of wat skeef geloop het. En daarom glo ek dat daar is geen verhouding wat nie gered kan word nie, mits die mense mekaar in Christus dan ook vind. Goed, is daar miskien enige vrae of opmerkings van julle kant af? Ek dink is 'n ongelooflike, belangrike beginsel wat ons hier kry in Kolossense hoofstuk 3. Ek hoop eintlik dat dit gee vir jou ook moed vir die verhoudings waarin jy is, en waar dit dalk ook moontlik is dat jy nie altyd in die ideale verhouding is nie. Gaan kyk 'n bietjie na jouself. Wat is jou aandeel aan die probleme moontlik in daardie verhouding? Bepaal of jy werklik nog in Christus is, of jy die woon en die werkplek van die Heilige Gees is. Streef jy na die dinge daarbo waar Christus is, want dit is die oplossing uiteindelik. Fokus op jou verhouding met Christus eerder as op die persoon met wie jy die probleemverhouding het. Ja, ek hoop julle almal het verder vanaand 'n mooi aand. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat u boodskap prakties en bruikbaar is, dat u vir ons hoop gee vir ons onderskeie verhoudings, en dat ons ook vanaand kon hoor dat daar geen verhouding is waarin daar nie salf gesmeer kan word nie. Daar is altyd hoop, mits ons bereid is om mekaar in u seën te vind, en ook self te erken dat ons sondaars is, wat vergifnis alleen in hom kan vind. Maak van ons die woon en die werkplek van die Heilige Gees, sodat ons werklik ook ideale en goeie verhoudingsmaats kan wees vir ander mense. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het. 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal verder.